kom partykeer van die huis af met ons vooropgestelde idees dat dit is hoe dit moet werk. Om hiernaartoe te kom. Dit is net 'n gebou waar kinders van die Here wat deurdronge is met dieselfde gees aanbid. Dit maak die huis van die Here hier vanoggend. Ons is die huis van die Here. Ons bou sy tempel. As ons hier uitgaan, dan staan hierdie pragtige fasiliteit leeg tot by die volgende byeenkoms. En ons is nie hier vanoggend vir 'n uitstappie. Dat ons opgestaan het vanmôre en sê asseblief, just bear with me en bly lief vir my. Ons is nie vanmôre hier met 'n uitstappie om te sê ons gaan maar net kyk wat gaan daar aan nie. En dan kom ons hier en dan sing ons, you are Alpha, you are Omega. Ons is hier om 'n ervaring met die Here te hê. We are here for an encounter with God. En dit gaan dit nie van my afkry nie. You need to create your own worship. Donderdag aand, terwyl ek hier is met die voorsang en hulle sing hierdie lied, wil ek graag met die deel en ons gaan nou die Here aanbid, in gees en in waarheid, soos hy wil hê ons moet hom aanbid. Toe sê ek, with no reflection op die nuwe Suid-Afrika, sê jy politikus nie, maar toe ek in die skool was, as die vlaghuis was, die van julle wat nou oor 60 is en sal weet, dan staan jy op aandag as die stem gesing is. Is ek reg? Wie weer daarvoor ek praat? Is ek reg? Jy kan nie jou kop krap nie, jy kan nie jou romp reg trek nie, want die juffrou haal jou uit. Want jy het respek vir die vlag, jy het respek vir die land. Nou ek wil vanmôre sê, maak dit jou anthem vanmôre. Ek weet nie wat is 'n anthem in Afrikaans nie. Maak dit jou anthem om te verklaar, God, you are the Alpha, you are the Omega, you are the beginning, and you are the end, and everything in between. En dan sing ons, we give you all the glory. Weet jy, daar is niemand wat ons vanmôre kan vereer, behalwe God nie. Daar is niemand. Ek kan nie vanmôre lof en eer aan die polisie bring nie. Ek kan nie vanmôre lof en eer aan ons geagte staatspresident bring nie. Ek kan nie vanmôre lof en eer aan die Withuis bring nie. I don't care who is in the White House, but I know Jesus is the King. So ons kom met vaardigheid. En ek wil sê in jou hart, in jou gees, staan op aandag vir die Here. Sing die lied vir die Here. Jy weet, daar is 'n Syria, die woord wat sê, jy sing jou mooiste lied vir die Here, asof jy sê, Jesus, kom staan hier. Moenie worry wie sit langs jou nie. Moenie worry waar is die drummer vanoggend nie. As hy volgende Sondag nie hier is, dan speel ek self. Moenie bekommerd wees oor wat gaan aan rondom jou nie. Jesus, U staan nou hier voor my. Ek wil besigheid meen met U vanmôre en ek wil my mooiste lied vir U sing om U te vereer. We came to glorify the King. We came to glorify the King. Hallo, we came to glorify the King of Kings, Jesus. Kom ons sing dit vanmôre met die nodige vaardigheid en ons vereer hom en ons gee hom die lof en die eer. Ons verklaring, God, you are Alpha, you are Omega. We worship you, O God. You are Alpha. You are
Blessing is 'n baie mooi Afrikaanse woord in my woordeboek. So ek gaan nou baie hoor van blessing vanoggend, so blessing blokkers. Meeste van u het nog geslaap toe die Here by een oggend 2 uur wakker maak en my hart voorberei op die boodskap. En ek maak nou nie verskoning dat dit is nie die ordinary woordjie van hoe sag gly ons bootjie na Kanaland toe nie. Ek gee die boodskap af en u doen daarmee wat u wil. Is dit reg? U klaar dit uit met die Here. Want ek kon nie dit net uit my eie uit opmaak nie. Blessing blokkers. Uit 'n ander hoek wil ek vanmôre kom en vra, wat blokkeer ons blessings as ons nou sing, maar ek is nou eenmaal 'n geseënde van die Heer, maar alles rondom ons loop verkeerd. So ek gaan eers vir ons lees, dat jy daar maar sien dat ons bring die woord in Genesis 26 vers 18 en vers 19. Mag die Here vanmôre die woord aan ons harte seën en dit lewendig maak in ons harte. En onthou, ons wat voorberei wat in bediening is, ons weet, die Here praat eers met ons. We need to practice what we preach. So ek kom nie sommer net en ek sê iets uit my duim uit vanmôre nie. Hy sê daar, en Isak, ek kan die gedeeltes voor en na gaan lees. En Isak het die putte weer oopgegrawe, wat hulle in die dae van sy vader Abraham gegrawe het. En wat die Filistyne na die dood van Abraham toegestop het. Sê, toegestop. Kom aan, help my asseblief, né? Onthou, as jy my help, is ons gou klaar. En dit genoem na die name wat sy vader daaraan gegee het. En terwyl die dienaars van Isak in die dal grawe, toe vind hulle daar 'n put met dooie water. Wat sê die woord? Ok, dankie, julle help my mooi, Toe hulle daar grawe, toe vind hulle 'n put met lewendige water. En ek dink, wow, hoe amazing is dit, om te grawe
vanmorgen. Toe Leanne nog baie klein was, en sy kom van die skool, en sy wil my iets vertel, en sy wil 'n paar goed vertel, dan het sy vir my altyd gesê, ek het 'n paar goeie nuuste. So ek het goeie nuus, en ek het slegte nuus vanmorgen. Uit Johannes 10 vers 10. Ek gaan nie eens begin met die slegte nuus. Dis wat die woord sê. Ek sê nie draad van slegte nuus nie. Die woord sê, die Satan, hy kom om te steel, kom aan help my, hy kom om te slag, hy kom om te verwoes. Ons eindig eers daar. Hy is 'n meester van verwoesting. Hy is 'n meester om te kan steel van ons. Hy is 'n meester om ons lewens om te krap, ja. Maar baie keer laat ons dit toe. Om dit te doen. Maar loof die Here vanmôre, halleluja, ek het ook vir die goeie nuus in dieselfde vers, dat Jesus het gekom, net onlangs het ons sy opstanding gevier, Jesus het gekom, sodat ons lewe en lewe in oorvloed kan hê, nie net 'n ou doodgewone, boring, saai lewe nie, maar 'n lewe in Christus, in die mees oortreffendste trap van oorvloed en van seën en van guns. Is ek alleen hier vanmôre? Help my asseblief. God wil hê ons moet geseënd wees. God wil hê ons moet gesond wees. Ons wat 'n bediening is wat gedeel het al met mense, het baie keer al gehoor ons sê, die Here het my siek gemaak sodat dit en dit kan gebeur. Dis nonsens. God maak jou nie siek nie. Siekte kom nie van die Here af nie. God wil hê ons moet gesond wees. God wil hê ons moet gelukkig wees. God wil hê ons moet voorspoedig wees. God wil hê ons moet opgewonde wees oor hom, oor sy woord. God wil hê ons moet gelukkig en geseënd wees in ons gees, in ons siel en in ons liggaam, in elke aspek van ons lewe. Maar dikwels staan ons self in die pad van ons blessings. Dikwels is daar 'n berg van goed wat die seën van ons al weghou en ons beroof van die lewe in oorvloed. Goed wat gebeur wat soms die blessings blokkeer. En die hartseer daarvan is, het ek nou net gesê, baie keer laat ons dit toe in ons lewens. En die vyand kom en hy verstop ons geestelike putte en hy blok ons blessings en dit kom staan in die plek van ons oorwinning en dit kom staan in die plek van ons deurbrake. Want die vyand is 'n meester blessing blokker. Hy's 'n meester blessing stealer. Hy wil hê kinders van die Here, wedergebore kinders van die Here, hy wil hê dat ons putte moet toegestop word. Hy wil eintlik hê ons moet sê, ag, ek is nou maar arme ou wurmpie Jakob, ek staan maar net die een kant hier in my ou hoekie, en ek gaan maar net my ou klein liggie hier vir Jesus laat skyn, terwyl die Here 'n ander plan met jou het, terwyl die Here sê, jy is magtig, en jy kan groter dinge doen as wat hy kan doen, en die vyand weet, hy weet dat ons is 'n bedreiging vir hom, so daarom kom hy, en hy kom blok ons blessings. Ek wil net iets hier invoeg oor blessings of seën, is die mooi Afrikaanse woord. Daar's twee dinge wat teenoor mekaar staan. Die vloek en die seën. Jy kan nie onder 'n vloek lewe en geseënd wees terselfdertyd nie. Dis of die een of die ander. Is u nog met my? Is ek nog okay? Die verskil is, 'n vloek kan gekanselleer word. 'n vloek kan afgeblokkeer word. Dit kan afgesny word. Dit kan gebind word in die naam van Jesus. We can reverse the curse. Maar halleluja, 'n blessing wat uitgespreek is, kan nooit teruggetrek word nie. Ons kan dit blokkeer, ja, en dit nie vat nie. Maar once a blessing is spoken, it cannot be taken back. En niks is 'n blessing totdat jy die blessing uitgespreek het nie. As jy dit geuiter het,
na. Maar die oomblik wat jy dit uitgespreek het, dan kom dinge in beweging vir jou. En daarom is dit so belangrik, soos wat ek al hoeveel keer al gesê het om woorde van lewe te spreek, om die woord van die Here in jou hart te kry, om te weet wanneer die aanslag kom, om te sê, daar staan geskrywe, ek is meer as 'n oorwinnaar, ek is tot alles in staat, deur Jesus wat my krag gee, ek sal nie ondergaan nie, maar ek gaan boontoe, ek is meer as 'n oorwinnaar. Dit is belangrik dat ons die woord van die Here in ons lewens kan hê, sodat wanneer die aanslag kom, wanneer hy kom om ons putte te wil toestop en sê, het die Here regtig so gesê? Is jy seker jy is op die regte pad, dat jy sal weet, dis God wat dit gesê het. Kry die woord van die Here in jou lewe. Daagliks verklaar ons die seën van die Here. Daagliks proklameer ons die woord van die Here in die oggende en na stilte tyd. Jy weet, ek is wat die woord sê ek is. Ek kan doen wat die woord sê ek kan doen. Ek sal bereik wat die woord sê ek sal bereik. Ek sal hê wat die woord sê ek sal hê. Ek is nie onder die vloek nie, maar ek is 'n geseënde. Ek is geseën met alle seëninge in Christus Jesus. Ek is geseën met al die seëninge van Deuteronomium 28 vers 1 tot 14. En dan kom die vyand op een pad na my toe. Op 7 paaie sal hy voor my uitvlug, want dit is deel van my erfreg wat sê geen wapen. Jesaja 54 vers 17 sê geen wapen wat die vyand teen my smee sal suksesvol wees nie. Nie is 'n tong wat teen my opstaan nie. Dit sal weer lê word in die gereg. Dit is my erfdeel. Jesaja 54 vers 10 sê berge mag wyk, heuwels mag wankel, my goedertierenheid verbond sal van jou af nooit wyk nie. Jesaja 60 vers 20 sê en my son sal nie ondergaan nie, my maan sal nie kleiner word nie, want die Here is 'n ewige lig en die dag van die Here is naby. So jy sien, ons begin die blessings, ons begin die waarheid van die woord proklameer, want die vyand kan nie staan nie. As jy hom wil sien hardloop, praat die woord, bid die woord, gesels die woord, verklaar die woord van die Here in Jesus naam. Wat maak die verskil tussen die krag van vervloeking en die krag van 'n blessing? Soos ek gesê het, 'n blessing is die spreek van God se guns. Ek vir jou sê, Karen, die Here seën jou, dan kan sy dit vat of sy kan dit afblok. I choose to take it, receive it. 'n Blessing is die spreek van God se seën en God se woord en sy beloftes in 'n persoon se lewe. En God het gesê in sy woord dat sy woord sal nooit leeg na hom toe terugkeer nie. God se krag en God se mag en God se autoriteit staan agter elke blessing wat ons uitspreek. Elke blessing wat uitgespreek word. Weet u, engele staan vanmôre gereed om die opdrag van blessings uit te voer volgens God se woord. Want weet u, engele reageer net op die woord van die Here. So praat die woord van die Here. Kom ons kyk gou-gou. Wat vertraag? Wat stop? Wat blokkeer ons blessings? Nommer 1, onvergewensgesindheid. Dis 'n baie lelike woord. Onvergewensgesindheid. Menige kere sit ons met mense, hier's mense wat in bediening is wat weet, wat se harte so verhard is dat hulle weier om mense te vergewe. Hier sit dalk miskien vanmôre iemand in die gebou met onvergewensgesindheid. En ek wil jou maan vanmôre, let it go. Pastoor, ek het jou al gesê, jy weet pastoor, ek is soos 'n olifant. Ek vergewe, maar ek vergeet nooit. Ek wil vanmôre sê, let it go.
Jou saak is nie by die mens nie, want ons gaan voor God verantwoordelik wees. Waarmee is ons besig vanmôre? As ons onvergewensgesindheid is, ons bid onsself. Ons is besig om onsself siek te maak. Iemand het een keer gesê, dat onvergewensgesindheid is so, dat dit is asof jy drink die gif, maar jy hoop die ander man gaan dood. Dis miskien harde woorde, dis dalk nie wat jy van hou nie, en dit is dalk nie wat jy gedink het jy gaan hoor vanmôre nie, maar klaar dit met die Here uit. Weet jy wat, né? Sê die woord, as ons mense nie kan vergewe nie, en ons kies om te vergewe. As ons mense nie kan vergewe nie, wil ek vanmôre onomwonde sê, moenie eens probeer om te bid nie. Want die woord in Matteus 6 vers 15 sê, as ons nie mense kan vergewe nie, kan God ons ook nie vergewe nie. Ons sit aan die tafel, Jesus het 'n prys betaal, ons gaan nou nog daarby kom. As ons mense nie kan vergewe nie, en glo my, ek weet waarvan ek praat, ek kan 'n boek skryf, 'n bestseller. Dit blok jou geestelike punt. Dit streng jou geestelike groei. Dit blok jou kommunikasielyn, want hoe kan ek bid terwyl ek kwaad is vir iemand, of hulle nie kan verdra nie? Ek het nou mense gehad hier wat gesê, pastoor, weet jy wat, ek hou nie van jou nie, dis fyn met my. Weet jy wat, jy hoef nie van my te hou nie, maar God se woord sê, jy moet my lief hê. Halleluja! So dankie dat jy lief is vir my. Jy weet, as ons nie kan vergewe nie, is ons kwaad vir die hele wêreld. En ons is die ongelukkigste mense op die aarde. Om mense vry te spreek en te vergewe, ek sê weer, dit gaan dalk niks doen aan die ander party nie, maar dit gaan jou losmaak, dit gaan my losmaak, dit gaan my heel maak, dit gaan my weer vry maak. En ek wil vanoggend sê, vergifnis is nie maklik nie, maar dit is moontlik. Jy kies. You choose. As ek vanmôre moet sê, verskoon, oor die jare in bediening, waar ons al ingedoen is, en baie van die kan identifiseer met dit, waar ons al besteel is, in die rug gesteek is, seer gemaak is. Ek kan boeke vol skryf, maar deur God se genade het ons nog altyd die aand voordat ons gaan slaap, mense vrygespreek en vergewe, want die woord sê, ons mag nie kwaad gaan slaap vir mekaar nie, and His mercies are new every morning, and I don't want to miss on His new mercies. So hoe seer dit is, hoe pynlik dit ook al is, ons het geleer om daarmee te deel, let it go. 'n blessing blokker is onvergewensgesindheid. Nog 'n blessing blokker is 'n baie nare siekte, wat so aansteeklik is, en die Afrikaanse woord daarvoor is skinder. Hy weet jy, ek wil nou nie skinder nie, maar moet dan nie skinder nie. Dis 'n blessing blokker. Ek is op jou voorsoek vanmôre, klaar uit met die Here sê ek vir, skinder is 'n kragtige blessing blokker. Dit is die mees liefdeloosste ding waarmee ons ander mense kan seermaak, ander mense 'n knou kan gee, sonder om 2 keer eers te dink, wat is die gevolge daarvan? Wat daarvan? Ons verander ons houding. Wat daarvan? Ons verander ons gesindheid en ons houding en ons taal teenoor mense, en ons begin hulle meer te seën, en ons begin meer die liefde van Jesus aan mense openbaar. Wat daarvan? Dat ons die Here se heerskappy oor mense se lewens begin proklameer, blessings oor hulle begin uitspreek. Ek noem 'n voorbeeld, waar ons ry en iemand bly in 'n straat wat ons ken, dan sê ons, Here, seën hierdie huis. Pas so frikkie, ons het menigmale al daar verbygery en ons Shalom is geseën. Die vrede van die Here, die guns van die Here is daar. Seën hierdie huis, seën Hetty se huis, seën Magda se huis, of waar ons ook al gaan. Kom in die
Daar waar het by jou kom, blok dit daar. Moenie dat die vyand ons geestelike putte toestop deur kwaad spreek en altyd die negatiewe kant van 'n saak te sien nie. Iemand het een keer gesê, ek dink amper dit was pastoor Lanzel. Sy sê iemand, ek gaan nou vat na Gansbaai toe. Iemand vertel 'n storie hier in Gansbaai. Het jy gehoor van Suster Sunny wat dit gedoen het? Daai ene wat het gehoor het, gaan kuier by haar suster in Kaapstad. Dan sê sy, weet jy wat, Katrina was by my gewees en sy sê, het jy gehoor wat het gebeur, wat het Suster Sunny gedoen? En dan kom daar nog 'n stukkie by. Nou die een wat in Kaapstad is, het die storie nou gehoor en sy gaan kuier by haar vriendin in Gauteng. Dan sê sy, weet jy wat, my vriendin van Kaapstad, wat 'n vriendin het in Gansbaai, wat iemand in Gansbaai, dit het gebeur, kan julle dit glo? Dis verskriklik. Nou is al 20 sterkte al, né? En dan gaan kuier die suster in Gauteng by haar suster in Engeland. En dan sê sy, weet jy wat? Ek het nou 'n vriendin in Gauteng, sy het my vertel, dit het gebeur, 'n vrou van Kaapstad het dit vir my vertel, iemand in Gansbaai het dit en dit en dit gedoen, en die ding kry net 'n sterkie. Ek wil vir jou sê, smoor hom net daar, in die naam van Jesus, want ons beroof onsself en ander van 'n seën, en weet jy, dat ons gaan rekenskap gee van elke woord wat uit ons mond uitkom, en ek het vanmôre skrif daarvoor, 1 Petrus 3 vers 10 sê, weet jy, ons het so vinnig sal opklein kry nie, maar glo my, dit staan in die Bybel. 1 Petrus 3 vers 10 sê, wie die lewe lief het en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar van wat verkeerd is. Sjoe! Mense, julle is baie stil, hoor? Help my asseblief, ek los alles en hardloop huis toe. Die volgende, gaan eers klaar sê wat die Here gesê het. Die volgende blessing blokke, ongehoorsaamheid. Ongehoorsaamheid aan God se woord. Ongehoorsaamheid aan die Here verstop ons geestelike punt. Wanneer ons ongehoorsaam is aan God se opdragte, gee ons eintlik vir die vyand 'n wettige reg om wat God in storie het vir ons te blokkeer. Is ek reg? Is ek nog oukei? Want die waarheid is, wanneer ons in ongehoorsaamheid aan God se woord opdragte wandel, onderwerp ons onsself nie aan God nie en ons beroof onsself van 'n uitermate klomp seën. Ongehoorsaamheid aan die Here vat jou weg van God af. Gehoorsaamheid trek jou nader. Daar was 'n tyd wat Maria gekom het by die disippels, by die bruilof in Kana. Ek ken die storie waar die water in wyn verander is. Jesus het nooit enigiets van haar gesê nie, maar sy het gegaan en vir hulle gesê, net wat hy vir julle sê, dit moet julle doen. Jesus het nie gesê, gaan sê vir hulle nie. Sy het gekom, sy was gehoorsaam aan die opdrag van die Here. Wat blokkeer nog my blessings? Ek maak gou klaar. Woede. Ek praat oor dit, want ek was al daar. Woede is 'n blessing blocker. If you cannot control your anger and your temper, you cannot be empowered with a blessing from God. You might have to claim the blessing, yes, but you might not have the power or the authority to see it manifest. Woede staan baie keer tussen ons en die Here. Nou ja, ek praat van dit, sê my spreekwoord, sê my ek is nou so kwaad ek kan slange vang, maar ek kon Dinsdag aan die mamba in 3 stukke opknoop. Maar ek moes gaan sit het, en ek moes gesê, Jesus, ek sit dit by u voete neer. Anders sou hierdie vroukie nie vanoggend hier gestaan het. Let it go. Wat sê ek? Let it go. Wat is dan nog?
nog wat my blessings blokkeer. Wat my vreugde steel. Mense kan nie verstaan. Ek gee aan die Here al die lof en al die eer. Mense kan nie verstaan dat te midde van storms, ek prys die Here. I praise my way out. Henry, ek sê altyd, ek spat die duiwel en ek is as prins bly. Maar die blessing blokkers, 'n verkeerde attitude. Die Afrikaanse woord is houding. Altyd vir die ander, jy moet nie met jou houdingkies na my toe kom nie, juffroukie. Hoekom sou Paulus aan die Filippense gesê het, ek dink is Filippense 1 vers 5, wat sê, hy sê, dieselfde gesindheid, wat in Jesus was, moet in julle wees. So we need to have the attitude of Christ. Sure. Hoekom ons? Ja, en die vyand, hy's 'n meester blokkeerder van seëninge, as dit kom by ons attitude, want ons kan ons so vinnig in 'n krul verpas dinge nie ons kant gaan nie. Have the mind of Christ. Have the attitude of Christ. Hoekom ons op na 'n aanbiddingsplek op 'n Sondag? Prediker 4 vers 17 sê, gee ag op jou voet as jy na die huis van God gaan. Sjoe! Die boodskapvertaling is baie eenvoudig. Hy sê, maak seker, sê ek wat dit sê nie, is die woord, hy sê, maak seker wat jou motiewe is as jy na die huis van God toe gaan om die Here te dien. So dit wil vir my lyk, voor ek hier instap, moet ek eintlik tot bekering kom. En al die nonsens, by die huis los. Ek wil jy vanmôre bemoedig, ek wil jou help, want ek weet, die Here, hy seën ons, maar wil ons meer seën. Kom ons kry ons houdings reg, kom ons kry ons verhoudings reg, kom ons kry ons gesindhede reg teenoor alle mense, sodat ons in die seën, in die guns van God kan lewe, in die oorvloed, nie net van net genoeg nie, maar 'n lewe van oorvloed, tot lof en eer, 'n gesonde, geseënde lewe in Christus. Kom ons lei 'n lewe wat God se hart bly maak. Kom ons lei 'n lewe wat God vereer. Nie alles wat ons sê, nie alles wat ons doen, verheerlik altyd God nie. Nog 'n ding wat ons geestelike putte verstop, geen saad. Pastor Frikkie het baie mooi op dit uitgebrei. O, geloof, pastor, jammer dat ek nou na jy verwys, maar ek het 'n geseënde woord gebring. Die van die wat verlede week hier was, en as jy vergeet het wat hy gesê het, gaan kyk. Het hy getuig van 'n lewe van geloof, van 'n lewe van saad saai, van amper saai as daar niks is nie, dat God is die God wat deurkom. En daar's niks wat ek jou vanmôre kan leer van saad nie. Baie mense het net nog nooit die geheim agtergekomende sê van saai in die werk van die Here. En baie het, maar hulle is ongehoorsaam. 'n Mens kan nooit 'n oes verwag as daar nie saad in die grond is nie. Ek kan nie aan buitekant gaan staan en kyk wanneer gaan aardappels opkom as daar niks geplant is nie. En ons leer ons mense, if you let go what is in your hand, God let go what is in his hand. En ek weet dat Joyce Myers het baie kere al gesê, if you have a need, sow a seed. Ek weet van mense wat het in 'n posisie is, en elke jaar is dit op die 1 Januarie nie in, dan kom daar hele familie, pa, dogters, kleinkinders almal saam, en hulle pak hulle koskaste uit, en hulle pak alles uit, hulle klere, hulle trek, ek kan julle, ek syg dit nie, hier is iemand wat dit weet vanmôre, behalwe die hulle trek alles, wat hulle het in die bank, en hulle gaan saai dit. Dit is 'n gemeente met 'n omset, hulle het omtrent R1 miljoen nodig, om dinge net te laat vlot daar, en in die tyd van COVID, het hulle 'n groter, miskien kan julle ook van dit getuig, groter inkomste gehad as ooit, en daar is net nooit 'n tekort nie, omdat harte oop is vir saad. So ek wil vanmôre sê, ontdek die geheim, kom in die blessing, en
die Here, vir die werk van die Here, want jou rand en jou R50 en jou 500 en jou 1000 en jou miljoen rand, wat jy nog gaan gee, die miljoene wat ons nog gaan opneem, kom by plekke uit waar jy nie kan uitkom nie, doen dinge vir die Here wat jy nie kan doen nie. En die woord sê mos, dit is soveel beter om te gee as om te ontvang. Die woord sê ook, wie volop saai, sal volop maai. 'n ander blessing blokker, ek gaan nou gou maak, ondankbaarheid. Ek praat van wedergebore kinders van die Here, en ek wil vanmôre sê, Here, help ons. Ondankbaarheid is 'n blessing blokker, dit gaan my verstand te bowe, dat mense so ondankbaar en so knorrig en so ongelukkig net deur die lewe kan gaan. Dankbaarheid, ek dink dit is die mees verwaarloosde eienskap wat daar is in mense se lewens. En ek glo ook vanmôre dat dankbaarheid is 'n groot sleutel om die deur van seëninge, om die deur van blessings, op kanse en op geleenthede vir ons oop te sluit. Ons vra so baie. Ons aanvaar so baie dinge as vanselfsprekend. Wanneer laas het u in geloof, God geloof en geprys, en net dankie gesê vir iets wat nog moet gebeur? Here, ek het 'n nuwe voertuig nodig. Ek prys U, my nuwe kar is op pad. Halleluja. Dankie. As twee saamstem, so sal dit wees. Selfs Jesus se gebed was, voordat hy nog begin bid het hy gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Dankbaarheid. Kom ons maak ons verstopte putte weer oop en laat dankbaarheid opnuut ons lewens deurweek, ons lewens deurspoel. Kom ons wees weer en meer dankbaar. Kom ons hou op met kla en kom ons begin God te loof en te prys en te dank vir wie hy is. Nie net vir wat hy vir ons doen nie, maar vir wie hy ook is. Jesus het gekom sodat ons lewe en 'n oorvloed kan hê. Die nagmaaltafel herinner ons aan die prys wat Jesus betaal het, gratis, verniet, it is finished, dit is klaar betaal. En nou dat ons weet, wat blokkeer ons blessings, wat gaan U en ek daaromtrent doen? Gaan ons maar net aangaan op ons ou gewone trant, of vat ons vanmôre 'n wilsbesluit? Sê partykeer is dit net nodig dat die kinders van die Here hulle rug sal sterk maak en net weer sal opstaan, hulle stand sal inneem en 'n wilsbesluit neem en sê, Here, dit wat my seun geblokkeer het, gaan ek uitkanselleer, want ek wil vorentoe gaan. Ek wil nie teruggehou word nie en ek wil dit vandag neerwerp en ek wil myself vandag opnuut weer kom onderwerp aan U. Ja, maar pastoor, jy verstaan nie. Ek kan nie geseënd wees nie. Weet nie of u wat in bediening is al dit gehoor het nie. Alles loop altyd verkeerd met my. Maar ek kan verstaan dat alles verkeerd loop met my, want alles het altyd verkeerd geloop met my ma. En met my pa. En met my oupa. En ek wil vanmôre sê, en dan sê hulle, in 'n grap, it runs in the family. Met ander woorde, hulle trek dit na hulle toe aan. Ek wil vanmôre sê, kry jou lewe in orde met die Here. Kom lyn reg in jou lewe. Kry dit lyn reg met die woord van die Here. En dan kom ons en dan breek ons daardie bloedlyn vloek en daai generasie vloek vanmôre in die naam van Jesus. En ons deel daarmee en ons sluit af en ons los dit hier vanmôre. Ons is meer as oorwinnaars. Die tafel het die prys betaal. Ons sal oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienis. Ons is vrygekoop, ons is losgekoop. Jesus het vir ons 'n vloek geword sodat u en ek vanmôre geseën kan wees, sodat ons die geseëndes in Gansbaai kan wees. Of waar jy ook al woon, God se begeerte is dat strome van lewende water uit ons binneste sal vloei. Ek ken daai liedjie wat sê, strome van lewende water, dis 'n ou liedjie. Strome van lewende water,
Strome van lewende water sal uit jou binneste vloei. Wanneer? As jy doen wat die woord sê. As jy doen soos die woord sê, dan sal strome van lewende waters uit jou binneste uitvloei en ons geestelike putte sal oop wees en sal vol wees. Ons is die gemeente wat gesê het hierdie jaar 2025 net vir ingeval jy vergeet het dat hierdie jaar is 'n jaar van impak. Wat se impak het jy al op die mense daar buitekant gaan maak al? Wat se impak het jy in die gemeente gemaak? Wat se impak het jy by jou buurvrou al gemaak? Wat se impak het jy al in jou huis gemaak al? Ek wonder maar net, as ons putte oop is, ons geestelike putte oop is, dan is ons impakmakers, dan is ons die verskilmakers, dan is ons die mense waarvan Gansbaai en omstreke kennis neem. Breek die greep van die vyand op jou blessings vanmôre, vir eens en vir altyd, in die naam van Jesus. Word 'n dader van die woord en laat ons lewens in lyn kom met die woord van die Here in Jesus naam. Ek wou dit met u deel, dit is wat die Here op my hart gesit het en ek sê weer, as hy met u gepraat het, het hy eerste met my gepraat. Daar was 'n ou lied in die boekie, Adrie sal weet, wat gaan jy doen met Jesus? Onthou jy dit? Wat maak jy vanmôre met hierdie boodskap wat jy vanmôre gehoor het? Wil jy die strome van lewende waters uit jou binneste uit ervaar? Kom ons kry ons houdings reg. Kom ons kry ons verhoudings reg. Kom ons lewe in gehoorsaamheid. Kom ons vergewe, vergeet, sit wat agter is verby. Goed wat gebeur het, sê mense, onthou julle dit is wie wat, ek kan dit nie eens onthou nie, ek het geleef van, I left my load at Calvary, where Jesus died for you and me. Ek challenge u vanmôre om 'n dader van God se woord te wees. Adrie, wil jy vir ons asseblief 'n bietjie kom speel? Ons gaan nou oorbeweeg na die nagmaaltafel. Maar kom ons maak ons oë net toe vir 'n klein oomblik. Dalk het jy nou nie baie gehou van wat ek vanmôre bedien het nie, maar ek voel gelukkig, want ek het gedoen wat die Here my hart voorberei het. God wil jou geseën sien. God wil hê jy moet 'n lewe in oorvloed lei. Ek sê weer baie keer staan ons in die plek van ons eie blessings. Maar as die Here vanmôre met jou gepraat het, ek moes na myself kyk en ek moes self goed met die Here uitsorteer. As enige iemand vanmôre is wat sê, Here, vergewe my vir dit wat ek gesê het, gedink het, gedoen het. Was my skoon in die kosbare bloed vanmôre. Niemand kyk rond nie, dit is baie persoonlik, wil jy jou hand voor die Here opsteek. Steek jou hand op vir my nie, baie dankie vir hande wat opgaan. Ons deel nou met dit. In die naam van Jesus, baie dankie, ek kan maar laat sak. Maar kom vanmôre in lyn met God se woord en doen wat sy woord van jou verwag. Reageer soos wat hy wil hê, wat sy woord van jou verwag. Hemelse Vader, baie dankie dat u woord in u gees het vanmôre met ons kom praat. Here, ek was gehoorsaam om te doen dit wat u van my gesê het, verwag het. En ek vra vanmôre en ek sluit myself eers in. En ek wil sê, Vader, daar waar ons u teleurgestel het, daar waar ons gefouteer het, sal u opnuut net vanmôre kom en ons vergewe. Here, daar waar ons baie keer toegelaat het, dat ons putte toegestop word, sal u net kom en ons op
opnuut vanmôre vergewe in die naam van Jesus en dat U vir ons sal help deur die werking van U Heilige Gees, Here, dat niks meer, dat ons nie in die pad sal staan van ons blessings nie, maar dat ons sal doen wat die woord sê, dat ons daders van die woord sal wees, Vader God, en dat U Heilige Gees ons sal lei, dat U ons sal inspireer, dat ons sal lief wees vir alle mense, en dat ons werklik waar die aangesig van die Here sal soek, sodat die heerlikheid van die Here in ons, deur ons, oor ons, om ons kan wees. Here, dat mense ons nie sal raak sien nie, maar dat hulle sal sien, dis 'n Jesus man en 'n Jesus vrou wat daar loop. Here, help ons om 'n verskil te maak, help ons om 'n impak te maak. Here, help ons om die regte attitude teenoor alle mense te hê. Laat die liefde van Jesus opnuut weer ons liefde, ons harte, ons lewens deurspoel, sodat ons skoon en vlekkeloos voor U sal staan, want U het reeds die prys betaal en ons gee aan U die lof en die dank en die eer in Jesus naam. Amen. How Jesus loves me. Oh, how Jesus loves me. Oh, how Jesus loves me. He gave His love for me. Sing it weer. Oh, how dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, voordat hy luister, het hy die brood geneem
het hy dit geweet en gesê, neem eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek het, doen dit, opdrag, tot my gedagtes. Hierdie tafel, gaan nie oor my nie. Neem eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word, doen dit, tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit. So dit is, as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Hy roep ons vanmôre om weer te dink, wat het gebeur. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Hoe kan ek my hart voorberei vir die nag? Ek wil net 3 goedjies vir julle noem vanmôre. Eerstens, die mooi van die nagmaal is die geleentheid om te besin groot offer wat vir ons verlossing gesmaak het. Hierdie elemente is ontwerp om 'n ewige herinnering te wees aan die prys wat Jesus vir ons verlossing betaal. Nou, keer as ons hier kom en ons sien dit herinner ons aan wat hy vir ons gedoen het. En dan tweedens, 1 Korintiërs 11:28 staan in die woord, staan so beautiful, en is 'n voorreg, hy sê, elkeen behoort om self te beproef, voordat hy van die brood eet en die beker drink. Elkeen, die woord sê elkeen wat hier sit vanmôre, wat 'n wonderlike genade, geleentheid, om voordat ek aansit, aan hierdie tafel, self te ondersoek. Indien daar enige iets vanmôre is tussen my en die Here, skeiding maak, het elkeen van ons nou 'n geleentheid om te sê, Here, dis hy. Dit wat tussen my en U staan, dankie. Dankie vir die tafel. Ek kan dit nou wegneem, want hy sê, as jy in die lig wandel, soos wat in die lig is, het ek gemeenskap met hom. En die bloed van Jesus reinig. Sit ek pragtig in. So eenvoudig, daar's niks daarin. Al wat ek moet doen, is dit bly voor die Here. Jy het nou die geleentheid om dit te doen. Dink daaraan. Oh, how Jesus loved you. Dis die moeite werd om niks tussen jou en hom te hê. Dat jy so lief gehad. En dan in die derde plek, verbly jou. Verbly jou. Hy sê in 1 Petrus 1:18 vers 19, hy sê, wat julle weet, dat julle nie met verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle eie lewenswandel, wat deur die voorvaders oorgelewe is. Maar met die kosbare bloed van Christus, van die lam sonder gebrek en lekkeris. Hy nooi jou vanmôre uit. Wees bly. Wees bly vanmôre. Jou sondes is vergeef. Die mag van sonde is verby. Wees bly, want jy behoort aan hom vanmôre. Jou naam is geskrywe in die boek van die lewe. Jou naam is geskrywe in sy handpalms en hy sê, niemand moet daar uitdruk nie. Niemand nie. Wees bly, want jy het die ewige lewe. Want so lief het God die wêreld, dat hy sy enige seun vir ons gegee het, sodat elkeen, ek hou van daai woordjie, sluit in, wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie,
maar wat ewig. Halleluja. En dis alles te danke aan Jesus. En dan wil ek afsluit met hierdie versie, Efesiërs 4:1-3 wat sê, ek vermaan julle dan. Al hierdie mooi dinge is pragtig. Maar hier kom die woord vanmôre en hy sê, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, te doen, te wandel, waardig die roeping waarmee julle geroep is. Dis so belangrik. Dis so belangrik. Elke stapie wat ek gee, elke dingetjie wat ek wil sê, elke optrede wat ek wil doen, wandel ek waardig die roeping van die Here Jesus. En dan sê hy verder, hy sê ek moet dit in alle nederigheid doen. Ek moet dit in alle lankmoedigheid doen, terwyl julle mekaar in liefde dra. Dis 'n groot opdrag. In liefde moet ons mekaar verdra. Hy sê, en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede. Die mooi vir hom. Dis iets waarna ek in u vanmôre aan kan vashou. Wanneer die vyand kom en hy wil ons trotseer, soek, onthou daai versie. Onthou dit, ek moet waardig wandel. Ek moet dit in nederigheid doen, ek moet dit in sagmoedigheid doen, ek moet vrede en liefde hê. En dit is wat Jesus, die prys van God betaal vir ons gegee. So kom ons gaan vanmôre hierdie brood en hierdie druiwesap vanmôre geniet. En ons seën dit vanmôre in die naam van Jesus. En terwyl jy dit gebruik, dink aan die 3 dinge en doen dit in Jesus naam. Hendrie, mag ek vra dat jy ons gemeente net kom bless met 'n seëngebed. Kom ons sluit dit aan. Hemelse Vader, ons dankie vir die goedheid, u guns, u liefde en u trou. Ons is dankbaar vir die teenwoordigheid wat ons lewens verryk tot vrugbaarheid. Here, dankie dat ons 'n aangename aanwinst vir die gemeenskap is en vir die liggaam van Christus. Here, nie deur ons eie krag nie, maar deur u krag. Help ons om ons lig te skyn vir hierdie donker wêreld. Help ons om, Here, hierdie sout wat in ons is, eerste self te benut vir ons eie omstandighede. Dat ons self groei en afhanklik raak van u. En Here, dan natuurlik hierdie sout vir die wêreld of vir die aarde gee. Sodat Here, dat ons ook 'n aanwinst vir almal om ons sal wees. So Vader, dankie vir die goeie werk wat u in ons begin het, Heilige Gees. Dankie dat u dit sal volmaak. Ons bid dit in Jesus naam. Amen en amen. Dankie.